Hi almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na 'n baie belangrike onderwerp in NW, sure in basisse. Het jy al ooit gewonder hoekom suurlemoensap so suur proe of hoekom seep so glad voel? Hierdie eienskappe het alles te doen met sure en basisse. Teen die einde van hierdie video sal jy weet wat sure en basisse is, voorbeelde van elkeen kan gee, verstaan hoe hulle met ander stowwe reageer en weet wat gebeur tydens neutralisasie. Kom ons begin. 'n Suur is 'n stof met sekere kenmerkende eienskappe. Dit bevat altyd 'n waterstofatoom. Hulle proe suur, kan sommige stowwe wegvreet of korrodeer, kan die kleur van ander stowwe verander die kleur van indikators, kan basisse neutraliseer en los gewoonlik maklik in water op. Wanneer ons met sure werk, moet ons altyd versigtig wees omdat sommige sure gevaarlik kan wees. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Huishoudelike sure sluit in suurmelk en asyn. Daar is ook mineraalsure wat dikwels in laboratoriums en nywerhede gebruik word. Soutsuur, swaalsuur en salpetersuur is almal voorbeelde hiervan. Selfs jou maag bevat soutsuur wat help om kos af te breek tydens vertering. 'n Basis het eienskappe wat verskil van sure. Basisse voel dikwels seeperig, proe bitter, kan die kleur van stowwe verander die kleur van indikators en kan sure neutraliseer. So sure moet basisse ook versigtig hanteer word, omdat sommige basisse baie sterk kan wees. Hier is 'n paar algemene basisse wat ons daagliks teekom: tandepasta, ammoniak, bleikmiddel en seep. Wanneer jy jou hande met seep was, gebruik jy dus eintlik 'n basis. Wanneer sure met metale reageer, vind 'n chemiese reaksie plaas. Hierdie reaksie is eksotermies. Dit beteken dat energie in die vorm van hitte vrygestel word. Die algemene vergelyking is suur plus metaal vorm 'n sout en waterstofgas. Die waterstofgas wat gevorm word, kan dikwels as borrels gesien word. Verskillende sure reageer met verskillende metale om verskillende soute te vorm. Metaaloksiede tree gewoonlik as basisse op. Wanneer 'n suur met 'n metaaloksied reageer, vind neutralisasie plaas. Kyk ook na die pH-skaal. Sure het 'n pH laer as 7, basisse het 'n pH hoër as 7. 'n pH van 7 beteken die oplossing is neutraal. Die algemene vergelyking is suur plus metaaloksied verander in sout en water. Die waterstofatome vanaf die suur bind met die suurstofatome in die metaaloksied om water te vorm. Neutralisasie gebeur wanneer 'n suur en 'n basis met mekaar reageer. Tydens hierdie reaksie neem die suur se eienskappe af en die basis se eienskappe neem ook af. Die pH beweeg nader aan 7 en hitte word gewoonlik vrygestel. Neutralisasie is dus ook 'n eksotermiese reaksie. Water word gevorm wanneer waterstof vanaf die suur met suurstof vanaf die basis kombineer. Die algemene vergelyking is suur plus basis vorm sout en water. Wanneer 'n metaaloksied met water reageer, vorm dit 'n metaalhidroksied. Metaalhidroksiede tree as basisse op. In die teenwoordigheid van universele indikator wys hulle gewoonlik blou of pers kleure. Wanneer 'n suur met 'n metaalhidroksied reageer, vorm dit sout en water. Dit is nog 'n voorbeeld van neutralisasie. Metaalkarbonate tree ook as basisse op. Wanneer hulle met sure reageer, kry ons 3 produkte. Die algemene vergelyking is suur plus metaalkarbonaat vorm sout plus water plus koolsuurgas. Die koolstof en die suurstof vanaf die karbonaat verbind saam om CO2 te vorm. Die koolstofdioksied veroorsaak gewoonlik brysing of borrels. 'n Goeie voorbeeld hiervan is wanneer asyn met koeksoda reageer. Kom ons hersien vinnig. Sure proe suur en het 'n pH laer as 7. Basisse voel seeperig, proe bitter en het 'n pH hoër as 7. Sure reageer met metale om soutte en waterstofgas te vorm.
Sure reageer met basisse om soutte en water te vorm. Hierdie proses staan bekend as neutralisasie. As jy hierdie video geniet het, gee gerus 'n like, teken in op die kanaal en klik die kennisgewingsklokkie sodat jy nie toekomstige video's misloop nie. Dankie dat jy saam geleer het en onthou. Wetenskap is oral om ons moet dit net ontdek. Tot volgende keer by MX Science Lab.